Goeiemôre, welkom hier op Paasfees 2025 hier by ons rust. Ek hoop dat die Here ook vanmôre se oordeenking sal gebruik om ons elkeen opnuut daardie versekering te gee dat ons aan hom behoort en dat die graf inderdaad die waarborg is, die versekering dat ons nuut geword het in ons Here Jesus Christus. Ons lees vanmôre juis die opstanding uit Matteus 28, daar gaan ons die 1ste tot die 10de vers saam lees. Voordat ons nou uit die woord van die Here lees, gaan ons eers saam bid. Kom ons bid nou saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie jeuglike dag kan feesvier saam met die kerk oor alle tye heen. Kan feesvier want Jesus Christus ons verlosser lewe. Dankie dat ons hier op Paasfees saam die ontdekkingsreis kan voortsit en opnuut die leë graf ontdek vanmôre as 'n ware. En dan daarmee saam die waarborg. Lewe is vir ons verwerf. Jesus Christus het opgestaan en vandag sit U aan die Vader se regterkant. Dankie vir die offer wat U gebring het, ons Here Jesus. Dankie dat U lewe prysgegee het, sodat ons kan lewe. En daarom is dit ons bede dat U ook vanmôre sal gebruik om ons opnuut te stem tot toewyding as ons lees van hierdie grootste wonder oor alle tye heen. Here, dankie vir U woord. Praat vanmôre met ons deur U woord. Ons wil baie graag hoor wat U vir ons wil sê. En help tog dat ons ook sal doen wat in die woord vir ons opgeskryf staan. In die naam van Jesus. Amen. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalena en ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy sê die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons tema vanmôre, die leë graf, die waarborg, die versekering dat ons nuut geword het in Christus. Ek wonder, wat sou die grootste ontdekking wees wat daar ooit in die geskiedenis gemaak is? Baie sou vir jou sê, dis sekerlik die ontdekking van die wiel. 'n Wiel wat dinge baie makliker kon maak het. Groot voorwerpe kan geskei word met 'n wiel. En dan sien ons daardie ou prentjie van daardie eerste mense, daai oermense wat 'n klip in 'n wiel vorm en dan daai klip so baie nuttig gebruik. Anders sal ek sê, nee, elektrisiteit is die grootste wonder van ons tyd. Sonder elektrisiteit was daar niks. En ons kinders sal dalk sê, die nuutste PS5 PlayStation, dis 'n wonderwerk. Dis nou 'n goeie ding wat ontdek is en wat gebou is. Ek dink die grootste wonder wat ooit ontdek is, het gebeur daardie oggend toe die vroue na die graf gaan
om 'n laaste eer aan Jesus te bewys. Daar toe die vroue ontdek dat die klip weggerol is en Jesus het waarlik opgestaan. Die ontdekking van die leë graf, die grootste wonder in die geskiedenis van die mensdom. Inderdaad, nog wonderliker as die skepping self. Want sien, in daardie wonder raak God se liefde so sigbaar vir jou en my. Natuurlik het die vroue gereed gemaak daardie oggend. Hulle het vroeg besluit om na die Sabbatdag na die graf te gaan en aan Jesus hierdie laaste wilde te gaan bewys deur nuwe krye te gaan plaas op die liggaam soos wat dit die gebruik is. En met groot verwagting om hierdie laaste eer te betoon van liefde, kom hulle by die graf aan. En wat 'n ontdekking was dit nie gewees het nie. Geweldig nie. Kan jy jou indink wat moes deur hulle verstand gegaan het? Inderdaad, is dit nie snaaks nie, dat hulle baie bang geword het, sê ons gedeelte. Bang, want hier het ons nie met die gewone te doen nie. Iemand het werklik opgestaan uit die dood. Hy is op Vrydag dood. En kyk, Sondagoggend toe lewe hy, en hulle kry ook die boodskap van die engel. Hy het opgestaan soos hy gesê het, gaan na Galilea, ek gaan daar my broer sien. En so word die leë graf inderdaad die versekering, die waarborg, dat ek en jy ook vir ewig sal lewe, en dat ons nuut geword het in Jesus Christus. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Omdat die graf leeg is wedergebore woorde vir jou en my moontlik. En kom bewerk die Gees vandag wedergeboorte in ons. Word ons nuwe mense, want sien, dan word ons ook mense wat vir ewig sal lewe in die voetspore van Jesus. Paulus stel dit so mooi, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een word in sy opstanding, volgens Romeine 6 vers 5. Ja, een volheid met hom. Is dit nie wonderlik? Ek en jy nuut in Christus. Nuwe mense, wat ook nou nuut na die lewe kan kyk. Ja, nuwe mense met nuwe hoop. Ek dink, die donkerste uur was inderdaad daardie Vrydag, toe alle hoop eintlik in die niet verdwyn het. Toe Jesus aan daardie kruis sterf en die hoop wat hulle wat hom gevolg het gehad het, eintlik verby was. Hy is nie die Messias nie. Hy het nie die Romeinse juk afgegooi nie. Hy kom nie om vir ewig hier oor ons te heers as politieke Messias nie. Hy is dit nie wat ons dalk verwag het nie. Maar dan is hy veel meer. Nie net die Messias vir die Jode nie, maar ook die Messias vir elke kind van die Here tot vandag toe 2025. Is dit nie wonderlik om daaraan te dink dat ek en jy seker kan wees, ons behoort aan die Messias, die ware God, seun van God, wat opgestaan het en wat lewe en wat vir ons intree. Paulus skryf van Timoteus, daar in Timoteus 4 vers 10, met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Ons wat verlos is, het 'n nuwe hoop in Christus. Jy sien, hoop is is iets wat altyd daar is, wanneer 'n mens na iets beters, iets mooier soek. Hoop is daar wanneer 'n mens dink aan die toekoms
en daardie toekoms wat tog net iets moois moet inbring. En hoe vreeslik is die teendeel nie daarvan nie, om hopeloos te wees, om sonder uitsig te wees. Inderdaad, hoe hopeloos sou dit nie wees nie. Maar ek en jy, wanneer ons aan Jesus Christus behoort, deur die toedoen van die Heilige Gees in ons se werk in ons lewens, kan ons die hoop hê, want sien, by die opstanding gaan alle hoop vir ons oop. Wanneer die vroue daar die leë graf ontdek, het hulle hoop, want hulle gaan Jesus in Galilea sien. En ek en jy, ons het hoop, want ons gaan Jesus eendag sien, wanneer ons ook saam met hom in die hemel is, of hoop wat niks, maar niks kan vernietig nie. Daardie hoop wat sal bly, omdat Jesus finaal die prys betaal het. Nuwe mense met hoop, maar ook nuwe mense met 'n nuwe uitkyk, 'n nuwe visie. Aan die Korintiërs word daar geskrywe, 1 Korintiërs 15 vers 19 tot 22, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus gevestig het, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Watter visie is dit tog nie? Die uitkyk op die ewige lewe wat wag. Nie net om hoop in hierdie wêreld te kan hê nie, maar ook die visie op die ewige lewe, die uitkyk op die ewige lewe. En daarom sê Paulus inderdaad, wanneer Jesus Christus dalk nie opgestaan het nie, sou hy ons die beklaanswaardigste wees van alle mense. Maar nou, en dis 'n geweldige maar, hy het opgestaan. En daarom kry ons hierdie visie dat ons ook saam met hom vir ewig sal lewe en sy heerlikheid sal belewe. Ek en jy, as kind van die Here, nuut geword met 'n nuwe hoop en nuwe visie. Maar dan is ons ook kind van die Here wat nuut geword het in Christus met 'n nuwe opdrag. Matteus 28 eindig trouwens die slot van die Matteus Evangelie. Gaan dan na alle nasies toe en maak mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nuwe mense met nuwe hoop, met 'n nuwe visie, maar ook nuwe mense met 'n nuwe opdrag. Is jy so opgewonde oor Jesus se opstanding, dat jy dit nie vir jouself kan hou nie? Dat hierdie goeie nuus, die evangelie, 'n wêreld moet bereik? En die wonder is, God wil jou en vir my vandag gebruik om juis hierdie goeie nuus aan 'n wêreld te bring. Daarom gee hy hierdie groot opdrag. En daarom moet die disippels uitgaan en hulle word apostels wat verkondig, gestuurdes uiteindelik, ja. Van volgeling na gestuurde. Ek en jy 'n volgeling wat ook 'n gestuurde word. 'n Gestuurde om die goeie nuus vir die wêreld te bring. Want sien, ons wêreld is sonder hoop. Ons wêreld het moedeloos geword, sonder visie. Kyk 'n mens maar alles na wat in die wêreld gebeur, oorloë, hoe mense mekaar onderkry, hoe daar eintlik maar net haat is op so baie plekke. Het die wêreld 'n nuwe hoop nodig, 'n nuwe visie nodig. Hulle moet dit hoor. Hulle moet hoor dat in Jesus Christus mense nuut kan word. Nuut kan word om ook liefde te bring en daar hande te vat eerder as om deur die gesig te klap en daar eerder saam te snoer as om oor die geweerloop na mekaar te begluur. Hoop, visie wat ons so nodig het
En ek en jy het dit. Ons moet daarom net dan hoor dat ons dit nie vir onsself kan hou. Ja, die opgewondenheid moet uit. Ons moet dit indra in 'n wêreld. Gaan en maak mense my disippels, sodat hulle ook gestuurdes na 'n wêreld kan word. Amen. Here, baie dankie dat ons kan jubel oor 'n leë graf en kan jubel dat U opgestaan het en dat U lewe. Here, ons is so bevoorreg, waarlik, ons verdien niks daarvan nie. Volle toedoen, ons Here Jesus Christus, U wat nie sonde gehad het nie, wat ons nuwe mense kom maak het, nuut kom maak het toe U uit die dood opgestaan het, en steeds daardie vernuwingsproses deur U Heilige Gees ook in ons lewens kom voortsit. Dra ons asseblief in hierdie tyd, ook met die groot opdrag, o Gees, dat ons inderdaad na 'n wêreld sal gaan en waarlik die goeie nuus sal gaan lewe deur woord en deur daad, sodat 'n wêreld sal sien en 'n wêreld sal glo. Dankie dat ons 'n nuwe hoop het en 'n nuwe uitsig, 'n nuwe visie. En al gebeur daar ook wat hier op aarde, die ergste, dat ons nog daardie hoop en visie kan handhaaf, ook in ons lewens. Ons bid vir hulle wat vanmôre eensaam en alleen is, hulle wat dalk nie hoop het nie, hulle wat moedeloos geword het. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, dat U hulle elkeen in die groot liefde sal dra en in die genade sal beskerm. Dankie dat U steeds met elkeen van ons op pad is en dat U steeds in beheer is. Lei ons, o Heer, na die rykdom van U genade. In die naam van Jesus Christus. Amen. Telkens weer